Tyd vir terugdraai na die Here toe. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? God gee vir jou 'n vrye wil en keuse. Maak vandag 'n besluit. Stop waarmee jy besig is. Die kinders betaal die prys vir die afgodsdiens wat jy so gemaklik beoefen. Vandag word jy vermaan. God gee vir my opdrag om jou te waarsku. Dit is my werk volgens die woord. Daar staan geskrywe. Jeremia 1:17, dis my werk. Maak klaar. Staan op. Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Nog 'n skrif, Jesegiel 3:18-21. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, jy waarsku hom nie. Jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie. Dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe behou. Hard en duidelik. 1 Korintiërs 5 vers 9-13. Spit jou ore, hoor die woord van die Here. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie. Wat om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hard en duidelik. So as jy sê jy is 'n gelowige en jy lewe in sonde, bring jy my Pa, my Vader in die hemel en Jesus Christus se naam in oneer. En dan het ek meer as genoeg redes en reg om jou te verwyder onder my uit. Hard en duidelik. Nog 'n skrif wat die Here gee, 2 Timoteus 3 vers 1-5. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Ons sien dit. Mense sal liewer op sportstadions en by sangkunstenaars en by restaurante, shopping malls en vlooimarkte en van visvang, jol en kuier voordat hulle die werk van die Here sal befonds of ondersteun of kerk toe sal gaan. Ons sien dit oor Paasnaweek, voor hulle daar in 'n vervelige kerk gaan sit en dankbaar is vir wat die Here gedoen, sal hulle eerder gaan visvang, jol en kuier en see toe gaan en al die lekker dinge van die lewe doen. Hoor wat sê die woord hierso. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord? Wat doen jy met daai mense? Bly weg van sulke mense af. Hard en duidelik is die Bybel wat praat. 1 Timoteus 5 vers 20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook daardeur afgeskrik kan word.
Verstaan jy hoekom ek daar is? Verstaan jy hoekom ek geroep is vir die werk? Hoekom God my bemagtig het? Kan jy nou verstaan hoekom daar baie verantwoordelikheid gepaard gaan met hierdie werk? Dis nie 'n speelplek nie. Die geestesrealm is nie 'n speelplek nie. En Satan wil ons stom maak. Hy wil hê ons moet alles onder die mat invee. Ons moet net praat wat die oortjies streel. Miskien by jou eie kerk of by 'n ander dominee, pastoor of profeet, nie by my nie. Ek praat wat die Here op my hart lê. Mag ons Vader in die hemel wat op die troonstoel sit, mag hy daardeur verheerlik word. Jesus wat aan sy regterhand sit, sy koninkryk, ons koninkryk bo alles, daardeur verheerlik word. Jy kort bevryding. As jy jouself in hierdie sondes betrokke gemaak het, jy kort bevryding. Jy is in geestelike kettinge van Satan vasgevang. Volgens die woord, Jesaja 42 vers 7, ek lees dit vir jou. Jy sal blindes laat sien, dis my werk. Jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Dit is nie die gevangenes in Pretoria sentraal nie. Dit is geestelike gevang, mense wat in die kettinge van Satan vas is. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Dis hoekom ek praat, want as jy iets openbaar word, hy van die duisternis tot die lig gebring. En die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie. Nog 'n skrif, Lukas 4:18-19. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir gevangenes uit te roep en die herstel van die gesig vir blindes, die wat geestelik blind en doof is, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nog 'n skrif, Jesaja 61 vers 1-3. Die gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos, die dag waarop hy die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Jy moet bekeer, jy moet terugdraai na die Here toe, jy moet sondebelydenis en bevryding kan doen. Vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar is 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Ek wil julle uitnooi, as die Here vandag op jou hart druk om bevryding te ontvang, staan op Jesus, Stand Up for Jesus, 'n bevrydingsblad, is elke dag op Facebook beskikbaar, wat jy in die privaatheid van jou eie kamer, jou eie huis, jou eie perseel, sondebelydenis en bevryding kan doen, en al hierdie sondes voor die Here bring. Dit is die Koerjordaan wat jou vry maak, dit is die Heilige Gees wat jou gaan verlos en vry maak. Al wat jy kort, is 'n hart, en opregte bekering, en die volle waarheid sal jou natuurlik vry maak, so maklik so. As jy iets openbaar, word dit van die duisternis tot die lig gebring, en die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie. Maar kom ons gaan aan. Daar's 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. 'n Mens se liggaam, jou liggaam, my liggaam, bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. Met sondebelydenis werk ons in die vleeslike afdeling van die persoon se liggaam. Die woord sê, hoor die woord, die skrifte wat die Here vir jou gee, wat vandag na my luister, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade. Maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Nog 'n skrif, Spreuke 28:13, wat die Here vir my gee om vir jou te gee. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bly en daarvan afsien, sal genade ontvang. Markus 1:4 en 5, so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Wat het gebeur? Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom.
Wat het daar gebeur? Hulle het hulle sondes bely en is hulle deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, 2 Petrus 3:9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. 1 Korintiërs 15:34, kom tot besinning en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God, dit sê ek, tot julle skande, dis absoluut die waarheid. Jakobus 5 vers 14 tot 16, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So wat sê hierdie skrif? Wat sê die woord? As ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Ons God kan geestelik, vleeslik en verstandig, kan ons Vader op die troonstoel, kan hy genees deur die krag van die Heilige Gees. Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Hy beloftes is alles staande. Die Here gee ook Matteus 13 vers 14 en 15. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê, julle sal hoor en tog niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer, en ek hulle gesond maak nie. Matteus 15 vers 8 gee die Here vir julle, hierdie volk eer my met die mond, maar hulle hart is ver van my af, absoluut die waarheid. Johannes 3:36, luister hier, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En net daar stop al die kerke, nou is ons besig met die genade leerstellings. Hulle verkondig halwe waarheid, praat net wat die ore moet streel, hoor hierdie woord, Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, op haar. Ons kan nie in sondes volhard en sondes bly lewe nie. 1 Johannes 1:9 gee die Here vir julle, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Johannes 8:36, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees, absoluut die waarheid. 1 Samuel 15 vers 29, God is getrou aan sy woord. Die ewige van Israel lieg nie, en hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Nog 'n skrif soortgelyk aan daai een is Numeri 23:19. God is getrou aan sy woord. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Met bevryding, ons het nou gepraat van sondebelydenis in die vleeslike kant, met bevryding werk ons in die siel en geestelike afdeling van 'n persoon se liggaam. Die woord sê, hoor, spit jou ore, Johannes 3:18 tot 21, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Hoor hierso, en so kom die skeiding, hoor hierso. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Sal daar moet 'n skeiding in jou lewe, jy kan nie lig en duisternis, daar's nie 'n grys area nie. Verstaan jy, as jy in die lig moet lewe, moet jy hoe kan ek sê, 'n godvreesende lewe kan voer. Jy moet kan vrugte dra van iemand wat die Heilige Gees in sy lewe. Jy moet die hemelse taal kan praat. Jy moet die hart van Jesus Christus kan hê, baie baie belangrik. Handelinge 26 vers 18 tot 20 of 18 en 20 gee die Here ook vir julle. Jy moet hulle oë oop maak.
geestelike oë, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. Jy moet jou dade, jou bekering bewys met dade wat by jou bekering pas. 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dis vlees en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewys. So jy moet geestelik en vleeslik gereinig word volgens die beloftes van die woord. 1 Samuel 16 vers 7 gee die Here vir julle. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as 'n mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Verstaan, hoeveel van ons is in vlees vasgevang? Romeine 8:5, die wat vleeslike bedink vleeslike en die wat geestelike is geestelike dinge. Nee, ek ondersteun die ou wat hy dieselfde velkleur as ek. Nee, hy praat dieselfde taal as ek. Loop jy soos 'n skaap, pad slagpale toe agter hom aan, geestelik blind en doof. God kyk nie na die uiterlik, kyk wat in die hart aangaan, hy kyk innerlik. Dis hoekom die woord ook sê in Matteus 12:46 tot 50, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy suster, almal wat die wil van God doen, of hy pink, pers of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat, of hy in Suid-Afrika bly, Israel, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Kanada, Engeland, waar hy ook al bly, dit gaan oor wat in die hart aangaan. Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, 1 Korintiërs 12 vers 10. Aan die een gee hy, dis die geestelike gawes wat die Here uit, daar's 9 gawes van die gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan die ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Dis waar bevryding inkom. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. 'n Klomp gawes van die gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, maar ek het net vers 10 was op my hart gelê om met julle te deel, juis oor die onderskeiding van geeste wat 'n gawe van die gees is. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie. Nêrens in die Bybel gee God vir jou toestemming om in sondes te volhard of in sondes te bly lewe nie. Vir baie mense, Christene, gelowiges, is God se genade lisensie om in sondes te bly lewe. Groot fout. Groot fout. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nog 'n skrif, Johannes 8:11. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, dit was toe hulle haar wil gestenig het, daai vrou wat op oorspel betrap is, Jesus het haar mos die lyn getrek met die vinger in die sand. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus het nie van sê, nee, gaan maar voort, gaan gooi kode, geniet jouself. Hy het gesê, gaan uit, gaan maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jy sien, ons mense word gemislei met 'n halwe waarheid gepamper binne ons kerke. Die mense praat wat die oortjies moet streel om die getalle te lig van die kerke, van die dominasie van die verskillende instellings. Ek sê nie elke kerk is sleg nie, maar die egte suiwer woord van God moet in jou kerk manifesteer, anders is jy deel van die probleem. Kerk gaan nie net oor een persoon wat in die kerk staan en 'n woord bring, praise and worship, koek en koffie en koeksisters en daar gaan ons hemel toe nie. Ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes, maar die belangrikste van alles, die Heilige Gees moet die praatwerk doen en die woord, die suiwer woord evangelie van Jesus moet in jou kerk manifesteer en teenwoordig wees, baie belangrik, anderste is jy gedoem om tot 'n val te kom. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, Galasiërs 5 vers 13, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So moenie jou vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen, om in sondes te volhard, die Galasiërs 5 vers 13. Dan gee die Here Galasiërs 5 vers 19 tot 21.
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, dis die sondige natuur, is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Hart en duidelik, enige vorm van onsedelikheid en onreinigheid en losbandigheid. Galasiërs 6 vers 7 en 8 gee die Here ook vir julle. Moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, dis wanneer jy in sondes bly lewe, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal genade ontvang, sal van die gees die ewige lewe oes. Alright, so baie belang, God wil hê, ons moet draai na die lig toe, ons moet heilig lewe. Wat gebeur as jy in sondes bly volhard? Dis vir die Here so belangrik dat jy luister wat ek vandag vir sê. Ek is nie jou vyand nie. Ek bring die woord van God se koninkryk, die woord uit die troonkamer van God, bring ek die boodskap, die brood uit die hartskamer van my hart uit. Sit ek op die skinkbord vandag vir jou neer. Wat gebeur as jy in sondes bly volhard? Hoor die woord van die Here. Matteus 12, 43 tot 45. Hierdie is 'n geestelike betekenis wat gees gebeur. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, dis wanneer jy bevryding gaan, ordentlik gesuiwer, verlos en vrygemaak word, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar ek weggaan. En so hy wil jy moet terugval. Hy val jou aan dat jy terugval in daai sonde in wat jy vasgevang is. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Dis binne jou siel en gees. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit gaan met die slegte mense van vandag. So as jy sondeblyse bevryding doen het en jy's geleer wat is sonde, wat is die sonde nie, en na 3 maande of na 'n jaar besluit jy, ag nee, bogger, die gemors, ek het nie tyd vir dit nie, en nou gaan jy weer byvoorbeeld en jy onheilig jou Sabbatdag of voor huwelikse seks of pleeg egbreek of vermoor of verkrag. Wat sê hierdie woord? Dan kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit gaan met die slegte mense van vandag. Dis alles 'n geestelike verduideliking van wat sonde is en wat met sonde gebeur. Onthou, in vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose koninkryk. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Dis wanneer jy tot bekering kom en jy gaan maar weer aan, jy's opsetlik bly jy sondig. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van 'n oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die gees van genade beledig het? Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. So, hierdie woord is hard en duidelik. God gee vir jou geen toestemming om in sondes te bly volhard en te lewe nie. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees. Dit wanneer jy tot bekering kom het, jy word gevul met gawes van die Heilige Gees. Verstaan jy? Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het. Dis die gawes van die Heilige Gees. En dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring.
In hulle self kruisig hulle immer weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar hier buitekant tot 'n bespotting. Dis wat jy doen as jy 'n grap maak van dit wat na jou kant toe gekom het. Jy weet wat sonde is, jy gaan plaktant uit en maak 'n bespotting, jy maak 'n grap van God, internasionaal maak jy 'n bespotting van hom. Nog 'n skrif, 2 Petrus 2, 20 tot 22, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, jou sondes, vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, dis wanneer jy tot bekering kom het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Onthou, God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Daar staan geskrywe, 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Nee, soos hy wat God is, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek met 'n hoofletter is heilig. Sonder heiligheid, luister baie mooi, ek is klaar. Sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God beerwe nie. Die woord sê Hebreërs 12:14, luister mooi, spit jou ore. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Wat is heiligheid? Heiligheid is die eindproduk van gehoorsaamheid. Dit is wat heiligheid is. So baie belangrik. Ek wil afsluit en ek wil vermaan, ek wil waarsku, en ek wil vandag vir jou sê wat vandag hierna geluister het. Die skrif is teen die muur. Die tyd van speel en God ewe afhartig aanbid en dien is verby. Voel welkom om na my verskillende video's en leerstellings oor homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, verkrachting, bloedlynvloeke, pornografie en sovoorts op YouTube, op Facebook te gaan luister, op my YouTube kanaal of op Facebook te gaan luister. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Dit is alles net genade van bo af. Mag ons hemelse Vader, mag ons Here se perfekte wil in alles geskied. Maak saam met my oor toe, dan bid ons die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Vader, soos in die hemel, Here, net so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Amen. Wees geseënd in die Here Jesus Christus. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. Mag die Here vir julle vrede gee wat alle verstand te bowe is, en mag die saad wat tans in jou hart, wat nou net in jou hart geval, mag die Here dit bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, en daai lande inoes as die saad ryp is. En mag ons hemelse Vader wat op die troonstoel sit, Jesus wat aan sy regterhand sit, sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles daardeur verheerlik word. Ja, ons volhard in ons gebede, maar ons bid dat ons God se perfekte wil sal geskied. Nie net in jou lewe nie, maar in Suid-Afrika, in Israel, in Jerusalem, in die hele wêreld, mag ons Vader se perfekte wil geskied. Hy wat op die troonstoel sit, hy die scepter in die hand, wat hy besluit staan vas. As ons Vader spreek, sidder die hemelliggaam hier buite. Aan hom kom al die lof en eer toe. Ons prys die heilige naam. Vader, dankie ook van my kant af vir die voorreg om hierdie woord te kon spreek. Dankie vir die woorde wat U op my tong kom lê. Dankie vir die gedagte wat U my verhelder om hierdie boodskap by mekaar te bring. Mag U, my God, bo alles daardeur verheerlik word. Aan U kom al die lof en eer toe. En dankie, Vader, dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Aan U kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.
Groetnis, mooi dag daar word vir almal toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.